Vandag is donderdag 12 Maart. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is Psalm 91. Ek wil jou graag nooi om jou Bybel by die gedeelte oop te maak of andersins bloot net in die oomblik nou tot rus te kom en daarna te luister. Voordat ons daarna gaan luister, wil ek jou eers nooi om sommer net daar waar jy is tuis te kom in jouself, 'n paar keer lekker diep asem te haal en net bewus te raak van die Gees van God wat se asem in jou tuis is. Luister na die stemme wat jy buite om jou hoor. Geluide, diere, mense. Wat hoor jy buite om jou? Luister ook nou na die geluide en die stemme binne in jouself. Gedagtes en emosies wat voorop is. En sonder om teen dit te beklei of dit te probeer verander, erken dit en bring dit in die Here se teenwoordigheid. Maak nou jou hande op jou skoot oop, gereed om van die Here te ontvang. Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Allerhoogste geniet, hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag of vir die aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou en 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat hy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer. Daarom sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Wat is dit wat hierdie Psalm in jou eie hart oopmaak in hierdie oomblik? Psalm 91 is 'n psalm van diep vertroue. Dit begin met die beeld van iemand wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste. Om by God te woon beteken nie dat die lewe sonder gevaar of pyn is nie, maar dat ons midde die onsekerheid 'n plek van veiligheid vind. Die Psalm gebruik beelde van beskerming, 'n skuilplek, 'n vesting, vlerke selfs wat beskerm. Soos 'n voël wat haar kleintjies onder haar vlerke neem, so omvou God ons met sy sorg. Hierdie beeld herinner ons dat God se beskerming nie koud of ver is nie, maar persoonlik, naby,
en vol liefde. Wanneer die Psalm praat van gevare in die nag of pile wat bedags vlieg, erken dit dat vrees, bedreiging deel van die lewe is. Maar die klem van die Psalm is dat vertroue altyd sterker is as vrees, omdat God teenwoordig is. Tog help die Psalm, dink ek, ons om baie eerlik te wees met die goed wat ons wel beleef as gevare of pile, vrees, bedreiging in ons lewens. En dan wil ek jou nooi om vir 'n oomblik baie eerlik vir die Here te sê wat die goed is wat op die stadium vir jou bedreigend is, moeilik is, soos pile jou as ware tref. Deel dit in gebed eerlik met die Here. Die laaste deel van die Psalm beklemtoon God se belofte. Ek sal hom beskerm, want hy ken my naam. Om God se naam te ken beteken om 'n verhouding met hom te hê. Om te weet dat jou lewe in sy hande is. Wat is die naam van God wat jy ken? Hoe ken jy God persoonlik? Vanuit jou eie verhaal en jou eie storie, juis ook in tye wat daar bedreigings is in die lewe moeilik is, wie is hierdie God wat jy ken? Dink vir 'n oomblik Brint hieroor na. Hier lê vir my so 'n mooi stuk eenvoud in hierdie Psalm. Wat ons wil help om te weet dat waar jy ook al vandag en in hierdie tyd onsekerheid of spanning of hartseer of pyn beleef, is daar hierdie eenvoudige waarheid wat die psalmdigter ons aan wil herinner. Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. Daar's 'n skuilplek by God. Wat is jou verlange rondom skuiling? Wat beteken dit op die stadium vir jou? Praat met die Here hieroor.
Here, leer my om vandag in U skuilplek te rus, van 'n vrees, bekommernis en hartseer kom. Help my om te onthou dat U my vesting en my veiligheid is. Amen.